So, ek het aanvanklik gedink, dalk moet ek hierdie deel nadat ons hierdie boek behandel het. En ek gaan nou sê wat dit is. Maar toe besef ek, dalk is dit 'n goeie idee as ek dalk nou daaroor praat en dan doen ons die hele boek en dan na die tyd, as ons klaar die hele boek gedoen het en die hele, daar's so 'n studie gedeelte en dan weer 'n recap daaroor gee. Want ek is seker daarvan, ek gaan baie uit die boek uitleer. En dit gaan alles oor die emosie waarmee ek en my man en altyd my kinders, dit is vir ons almal 'n groot challenge. En dit is die emosie om kwaad te word. En hierdie boek van Lisa Bevere, Be Angry but Don't Blow It. Toe my vriendin baie tyd saam met my begin spandeer en sy sien hoe ek optree en wat my uitdaging in die lewe is en ek deel met haar wat die uitdagings in ons huis is, omdat ek daarin glo om real te wees. En dit bly vir my snaaks as mense na my kyk en hulle sien dat ek ook kwaad word en dat ek nie die perfekte ouer is nie. En dit is vir hulle verrassing, ek weet nie hoekom nie. Hulle voel as ek 'n ouerskap kursusse aanbied dat ek, jy weet, I need to have everything under control. Dan moet ek soos die perfekte ma wees en ek moet die perfekte kinders wees. Maar daai het ek nou al gedeel, daai is ons nie. Ons is ook net mense. Snaaks genoeg. Maar ek het vandat my kinders baie jong was, het ek agtergekom dat hierdie emosie van woede iets is wat nie net vir my 'n uitdaging is nie en ook nie net vir my man 'n uitdaging is nie, maar dat ek daai by my kinders ook sien. So ek het besef dat ek gaan regtig hard probeer om daai onder beheer te hê en om my kinders van kleins af te leer hoe om met daai emosie te deel op die regte manier en vir hulle 'n goeie voorbeeld te stel. Het ek dit heeltemal reg gekry, al onder beheer gekry? Nee, het ek hulle al geleer? Ja. Help dit baie keer? Ja, dit doen. Is daar ruimte vir groei? Verseker. Ek kan onthou, ons het nog in Pretoria gebly, so dit was seker dan omtrent so 3 jaar terug. En my kinders het 'n vertrek gehad, 'n kamer gehad, waar die speelkamer was, maar dit was ook die homeschool vertrek gewees. En ons het by die tafeltjie gesit en my kinders was, jy weet, hulle wou nie aan die gang kom nie, hulle maak heeltyd grappies en ek raak net al hoe kwaader en ek word ook al hoe kwaader raak. En ek sit met my hande so half onder die tafel en ek hou hulle in die hal vas en die volgende oomblik breek ek hulle in die helfte. En dit het 'n klank gemaak, maar ek het gemaak asof dit normaal is en asof ek nie weet wat dit is nie. En ek het hulle in die hal net so onder my bout ingeskuif. En ek het gehoop niemand het iets gesien of dat hulle dink dit is nie hulle in die hal wat gebreek het nie. En 2 dae later, toe sien ek, my seun het ook hulle in die hal gebreek. En ek sê toe vir hom, hoekom breek jy hulle in die hal? Hy sê toe, want ek is kwaad. Ek was kwaad geweest. En ek sê toe vir hom, hoekom, weet jy gesê, jy mag hulle in die hal breek? Toe sê hy, maar mamma het ook nou hulle in die hal gebreek. Ok. Ja, strike. So, ek het net weer eens besef dat ek gaan moet seker maak dat ek mooi gaan moet kyk hoe ek optree. Ek gaan moet seker maak my kinders weet dat hierdie is nie net 'n challenge dalk vir jou nie, maar hierdie is 'n challenge vir mamma ook. So, ek moet vir jou 'n voorbeeld wees, maar wie is die perfekte voorbeeld? En my kinders weet al gelukkig daai antwoord, en dit is God is die perfekte voorbeeld. So daai versie wat in Efesiërs 4, vers 26 staan, van be angry, but do not sin. Daai is 'n versie wat, ek wil sê, dit is half,
ek kan nie sê dis die motto van ons, kom ons sê dit is die doel van ons gesin, is dat as jy kwaad word, moet jy nie sonde doen nie. Moenie 'n outlash hê nie. Ek dink dit is wonderlik, en ek dink dit is goed, dat as jy kwaad is, dat jy met daai emosie deel, en dat jy dit nie opkrop nie, maar om kwaad te word, en dan sonde te doen, en of dit is of jy skree, en of jy goed breek, en of jy goed sê, wat nie reg is nie, en of jy iemand stamp, of wat ook al, daai is nie reg nie. God sê vir ons mag kwaad word. Dis normaal om kwaad te word. God het ook kwaad geword. Ons lees reg deur die Bybel waar hy sê waar hy kwaad is vir sy kinders. En dit wat hom kwaad maak. Maar so hy okay die emosie van kwaad word. Maar hy okay nie dit dat jy sonde doen nie. Daarom moet jy 'n manier vind dat as daai emosie van woede, wat amper soos 'n adrenaline rush is wat jy kry, as jy daai begin voel, moet jy vir jouself 'n manier kry om daai adrenalien op die regte manier te kanaliseer of uiting daaraan te gee. En ek het my kinders al van kleins af geleer dat as jy kwaad word, om die asemhalingsoefeninge te doen. Daai van in by jou neus en uit by jou mond. Ek het daai al baie gedoen. Ek het al vir my kinders gesê, jy moet tel. My kinders weet dat as ek kwaad word, sal ek my hande toemaak. Ek sal baie stadig diep in en uit asem haal. Hierdie spesifieke vriendin van my wat vir my die boek geleen het nou die dag is my kinders aan mekaar en alles en ek roep hulle al twee en ek praat met hulle en ek stuur elkeen na hulle kamer toe en ek gee vir hulle straf en my vriendin sê vir my, ek kon nie glo dat jy met so 'n kalm stem gepraat het nie. Dis sê ek vir, weet jy wat? Daai is vir my 'n challenge. Ek kry dit baie keer reg, maar ek kry dit nie altyd reg nie. Dit bly vir my 'n uitdaging. En dit bly iets wat ek elke keer vir myself moet sê, ek kan nou of skree en te kere gaan, of dit heeltemal verloor, of hulle in die hale breek en goed. Of soos Lisa beweer sê, of iemand met 'n bord wil gooi. Of ek moet gaan en ek moet 'n ander manier kry. Ek moet vir hulle sê, time out vir julle albei. Ek moet vir myself baie keer time out gee. En omdat ek agtergekom het dat ek en my man en albei ons kinders hierdie 'n groot uitdaging voor is, het ek besef dat ek moet seker maak dat woede en die uitbarsting en dan sin, sonde, daarna volg, dat dit nie 'n norm is nie, dat dit nie normaal is nie, dat dit nie okay is nie. Want ek dink, wanneer iemand van buitekant af kyk na 'n gesin wat almal maklik kwaad word en het outlash het, sal hulle dink, wat gaan aan met julle? Daar is iets fout met julle. En ek dink as daar dalk iemand in ons gesin was wat glad nie so was nie, sou daai persoon maklik vir ons kon sê, hoorie, sorry, hierdie is nie okay nie. Maar omdat ons almal so is dit vir almal 'n uitdaging. So, dit maak my net meer bedag daarop, om seker te maak, dat ek my kinders van kleins af leer, hierdie is nie okay nie. En daar is coping meganismes, en al sekere maniere hoe jy kan optree, en moet optree, en sekere goed wat net soos 'n no-go is. So, ek en my man gaan hierdie boek saam doen, ons het die eerste 2 hoofstukke vandag gedoen, en ek gaan verseker, na hierdie boek, sal ek weer 'n vlog maak, oor wat ek geleer het, wat ek en my man andersins doen, en ons gaan hierdie saam met ons kinders doen. Ons gaan hoofstukke doen, en dan gaan ons dit net op 'n bietjie meer kindervlak, aan ons kinders oordra, sodat ons kinders van kleins af kan leer, om op die regte manier te deel, met die emosie, anger. Be angry, but don't blow it.